Weer eens groete vanmorgen in Jesus Christus mooie naam, halleluja. Elke luisteraar, allemaal wat my stem hoor, ek wil sê wees gegroet in Jesus Christus mooie naam. Prys die naam van die Here, ek kan u nie groet in 'n ander naam nie. Ek kan u nie groet in my naam nie. Van my naam kan jou nie genees nie. My naam kan jou nie optel nie. My naam kan jou nie seën nie. Maar vanmorgen ken ek van 'n naam wat siele verander. Ek ken van 'n naam wat huisomstandighede verander. Ek ken van 'n naam wat 'n drak edik verander. Ek ken van 'n naam wat 'n dronklap verander. En niemand anders as Jesus Christus nie. So wees gegroet vanmorgen in Jesus Christus mooie naam. Amen. Prys die naam van die Here. Op die straat en almal wat my stem hoor vanmorgen. Ek wil lees, prys God se lieflike mooie naam uit die boeke van Johannes. Johannes hoofstuk 5. Ek wil lees van versie 2 af. Die opskrif lees as volg, hy sê, genesing van die siek man in Bethesda. Nou dit lees as volg, en daar is in Jerusalem, by die skappoort 'n bad, met 5 pilaargange, wat in Hebreërs Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles, en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingang na die roering van die water het gesond geword. Aan watter siekte hy ook al gelei het. En 'n sekere man wat was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. Dadelik het die man gesond geword, en sy bed opgeneem, en geloop. En daardie dag was die Sabbat. Mag God sy voorgeleesde woord seën, tot op elke hart, en tot by elke mens, en tot by elke huishouding vanmorgen. Prys die naam van die Here. Nou ek wil praat vanmorgen, prys die naam van die Here, oor 'n slegte situasie, oor 'n slegte tyd. Nou prys die naam van die Here. Suid-Afrika vind hom in 'n situasie in. Eden Park vind hom in 'n situasie van hartseer pyn, neergedruk. Suid-Afrika is in 'n plek in waar ons staan in 'n land in wat getuister is met 'n hoë moordsyfer, verkrachting. En prys die naam van die Here, roof en steel, loop ons vooruit. En alhoewel ons lag, en alhoewel ons stil is, en dit lyk asof alles oké is, prys die naam van die Here, is ons bewus van die situasie, en die hartseer, en in die pyn waar ons in is, prys die naam van die Here, maar prys God se lieflike mooie naam. Ek wil iemand bemoedig vanmorgen, wat in daardie situasie in sit, wat in daardie situasie in staan, 'n situasie van wanhoop, 'n situasie van moedeloosheid. Ek wil praat met 'n mami, wat sy seun vasgevang is, wat sy dogter vasgevang is, in dwelmmisbruike, in alkohol, in prostitusie, in gangsterskappe. Ek wil met iemand praat vanmorgen, wat in 'n situasie van wanhoop sit, wat op soek is na werke, en jaar in en jaar uit vra jy, ag Here, wanneer kom jy vir my? Ons lag en ons smile en dit lyk alles is oké. Ons lag en ons smile met mekaar, maar ons word vermaak deur ons neighbors. Ek wil maar praat met iemand wat weet wat is dit om gevermaak te
wanneer jy 'n bietjie melk vra. Ek praat met iemand vanmôre wat in 'n situasie in sit van hoop, van moedeloosheid. Ever sinds jy skool klaar gemaak het, sukkel jy nog steeds om 'n werk te kry, jong man, jong dogter. Vanmôre is ek hier so om Jesus te bedien aan jou. Die Bybel sê, prys die naam van die Here. Daar was 'n sekere man, prys God se lieflike mooie naam, gesit in 'n situasie in waar hy homself bevind, waar hy krepeel is. Wat sê die woord krepel? Dit sê vir my, daar's 'n lek in jou lewe in. Daar's 'n lek, jy kan nie dinge self doen nie. Jy kan nie beweeg van punt A tot punt B toe nie. Jy nodig hulp. En tog kom die hulp nie altyd soos wat jy dit verwag nie. Tog kom die hulp nou en dan met vermaakwoorde. Tog kom die hulp nou en dan met 'n geskinder. Ek wil praat met iemand wat weet van wat praat ek vanmôre. En God het my gestuur om met 'n mens te praat, met 'n familie te praat, om met 'n huishouding te praat vanmôre wat sit in 'n situasie van wanhoop. Die Bybel sê dat kyk hierdie man sit vir 38 jaar in 'n situasie waar hy wil uitkom, maar hy ken nie hoe nie. Ek praat met iemand wat wil werk, maar jy weet nie waar moet jy klop nie. Dit lyk asof jy moet connections hê om iewers in te kom. Maar ek wil u voorstel aan 'n connection wat prys die naam van die Here. Sy naam is Jesus Christus, mooie naam. Sy naam is Jesus Christus. En as jy geconnected is aan hom, prys die naam van die Here. Hierdie is 'n man wat gebore gewees het, wat prys die naam van die Here nie skool toe gegaan het op die aarde nie, maar hy het ver bo gereach as 'n persoon met 'n PhD. Daar waar hy beweeg, prys die naam van die Here, kan die blindes sien, kan die krepeles loop, voor die dooies opgewek. Ek wil nie voorstel aan niemand anders as Jesus Christus nie. Die Bybel sê 38 jaar lank sit hierdie sekere man by die pad van Bethesda. In ander woorde, sit hy by 'n plek van hartseer, sit hy by 'n plek van wanhoop, sit hy van 'n plek in 'n plek van wanorde. 38 jaar, die Bybel sê Jesus kom op die toneel af. En vanmôre op die straat wil ek sê, Jesus kom op die toneel af. Die Bybel sê Jesus is bewus van hierdie man se situasie. Jesus is bewus van die ups en downs van hierdie man se lewe. En ek wil iemand bemoedig, Jesus is bewus van jou situasie, mama. Jesus is bewus van jou kind. Jesus is bewus van jou man wat nie wil ophou drink nie. Jesus is bewus van jou kind wat nog steeds vasgevang is in prostitusie. Jesus is bewus aan jou ou broer, ou suster wat nog steeds elke liewe maand jou medikasie moet gaan haal by die dokter en by die klinieke. En prys die naam van die Here, jy loop met jou kop onderste bo wanneer jy jou medikasie gaan haal. Van jy wil nie weet, jy wil nie hê die mense moet sien wie en wat jy is en aan wat lê jy nie. En jy begin die situasie aanvaar. Dat kyk, ek sit al in hierdie werkloosheid vir 20 jaar. Sekerlik moet ek nie werk nie. Hoe lank bid ek vir my kind? Sekerlik moet hy maar sterwe as 'n drug addict. En die Bybel sê, prys die naam van die Here, God, Jesus kom op hierdie jong man af, en hy staan by hom en hy vra vir hom, wil jy gesond word? Maar omdat hy die omstandighede aanvaar dit, maak hy verskonings. Hy sê, kyk hierso, ek wil gesond word. Elke keer as ek uitreik om aan te spring, is daar altyd iemand voor my. Miskien is dit jy wat so voel, o jong man. Dat elke keer as ek probeer, kry iemand anders dit. Elke keer as ek die regte ding wil doen, is daar altyd iemand wat my discourage. Maar Jesus is op die toneel vanmôre. Op die straat, gebroke huis, gebroke familie. Ons praat nie met mekaar nie. Dit lyk elke
Elke keer wanneer ons met mekaar praat, is dit net wanneer dat dood is. Is net wanneer dat dood in die familie is, dan kom ons by mekaar as 'n familie. Maar hierdie Jesus Christus wil jou herstel vanmôre. Hierdie Jesus Christus is op die toneel, hy het op die toneel afgekom en hy sien die wanorde in die huisgesin en in die familie. Hoor wat sê hy? Sê vir Moses gaan sê die kinders van Israel dat kyk, ek het hulle gebed gehoor, ek het hulle trane gesien. En ek wil praat met 'n gebroken mamma, 'n gebroken papa. God het jou gesien. God het jou gehoor. En vanmôre strek hy sy reddende hand uit tot by jou. Terwyl jy sê, dat kyk my dinge kom nie reg nie. Kyk my kinders kry nie werk nie. Kyk ek kry nie 'n deurbraak in my lewe nie. Jesus vra vir hierdie jong man, wil jy gesond word? Ek weet van Alita, wanneer jy geprobeer het en dit nie gekry nie. Ek is bewus van jou hartseer en jou pyn. Maar hy sê vanmôre as ek persoonlik hier by jou. Nou maar wat my stem hoor vanmôre. Jesus het ons gestuur. En toe is ons hier om gesien te wil wees nie. Ons is hier om eer te soek van die mens af nie. Ons is hier om wil geprys te word van die mens af nie. Maar ons is hier vir 'n doel, gestuur van die Here af, om sy kinders te sê dat hy lief is vir hulle. Hy kyk na hierdie man se 38 jaar se hartseer en pyn. En hy sê, staan, ek sê vir jou vanmôre, staan op, tel op jou mat, en loop. Op die mat waar hy gelê het, vir 38 jaar, wat is jou mat vanmôre? As jou mat miskien 'n abusive man, as jou mat miskien alcohol misbruik, en dit is so comfortable op die mat. Dit is so comfortable op die mat, dat jy weet die ding maak jou dood, maar nog steeds rus jy op die mat. Amen. Miskien is dit armoede, dat jy vir jouself sê, my familie moet maar sterwe in hierdie armoede. Miskien het ons so gewoond geword om rond te loop, elke oggend moet opstaan om te gaan spin vir 'n loaf brood. Terwyl die Here Jesus Christus sê dat hy arm geword het, sodat ons mag ryk wees. Ryk in wat en pastosie, ryk in die Here in. Hy noem hierdie woorde, hy sê, soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar dan maak hy hierdie sak, dan sê hy, kyk, die koninkryk het naby gekom. En vanmôre hoef jy nie ver te kyk nie. Maar kyk in die hart in. Kyk in die Bybel in. Die woord van God is daar vanmôre. En hy sê, tel op jou mat. Tel op die las vanmôre. Sê vir hom, ek is klaar met jou. Staan op en loop. Maar hoe loop ek pastosie? Terwyl my hart so diep seer is. Hoe loop ek pastosie? Terwyl ek so gebroken is. Die enigste manier hoe jy sal kan loop, is wanneer jy Jesus op sy woord vat. En wat is sy woord vanmôre? Hoor wat sê hy? Hy sê, almal wat vermoeid,
wat belas is, kom na my toe. En ek sal vir jou rus gee. So te lang soek ons rus by verskillende plekke. Vir te lang, jong dame, soek jy rus by boyfriend tot boyfriend. Jy sit nou al met 8 kinders. Vir te lang soek jy rus van drankbottel na drankbottel. Vir te lang soek jy rus van verskillende drugs na die ander drugs. Maar toets Jesus uit vanmôre. Die ene wat sê, ek is gister, môre tot in alle ewigheid dieselfde. Hy verander nie. Hulle sê die dwelmmisbruiker, sy eerste fix wat hy kry, sit hom op 'n plek wat hy nooit weer sal kom nie. En dit so hy hardloop elke keer agter die dwelms en agter die dwelms, maar hy kry nooit die bevrediging soos die eerste keer. Maar hierdie Jesus gaan jou bevredig tot in alle ewigheid. Jy gaan nie agter 'n ander fix hardloop nie, nee. Maar as jy hom gekry het, het jy jou totaal en al gefix. And you want to fix your situation this morning. You want to fix your household this morning. You want to get your house in order this morning. You want to change your life this morning. But you have to make up your mind. Hy kan nie jou mind vir homself opmaak nie. Hy gee vir jou die geleentheid om jou mind op te maak en sê, ag Here, ek nodige verandering in my lewe. Ag Here, ek nodige verandering in ons huislewe. 1998, 1997. Diep as the sea wat julle hier so sien vanmôre. Uit 'n huis waar 'n stokvels gehou gewees het. I had to make up my mind one evening where I bowed on the grass and asked this Lord God Almighty, Here, kom verander ons huislewe. Here, kom verander ons huisomstandighede. Hierdie Here, instead of changing a household, hy kom verander vir my ook. Amen. En hy sê, ek verander nie net jou huislewe en omstandighede, ek verander vir jou en gaan wees 'n testimony bearer. En gaan sê die wêreld hoe ek jou verander het. En deur beskaam ek my nie vir hierdie evangelie. Paulus sê van dit is 'n krag tot redding. En ek weet van wat praat ek, van hierdie evangelie red nog steeds, van straat tot straat, van huishouding tot huishouding. En ek wil praat met 'n jong dame, ek wil praat met 'n mamma, ek wil praat met 'n broer en 'n suster. En ek wil sê dat Jesus hier so vanmôre is. En hierdie stil straat vanmôre, strek hy sy hand uit. En hy sê, kom na my toe. En ek wil hierdie uitnodiging maak vanmôre op die straat. Soos hierdie man vergifnis en genesing geontvang het, wil Jesus dit doen vir jou huis. Wil Jesus dit doen vir jou omstandighede. En ek wil 'n uitsonderse gebed maak vanmôre. As hy iemand sê, pastor, ek nodig die Here in my lewe in. Ek het nie gekom om te speel vanmôre nie, maar ek het gekom om Jesus te bedien. As jy sê, ek nodig die Here in my lewe, ek nodig die Here moet my huis kom verander, steek net jou hand op. En ek wil saam met jou bid. Dankie my suster, dankie my broer. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Dankie my broer, halleluja. Ek wil saam met jou bid vanmôre. En prys die naam van die Here. En al kan jy nie na vore kom vanmôre nie, net daar waar jy staan, net daar waar jy staan, wil ek saam met jou bid vanmôre.
Ek wil bid vir hierdie mense wat hulle hande opgesteek het. Daar waar jy sit in jou kamer en mami, daar waar jy staan in die kombuis en jy wat jou hand opgesteek het, bid saam met my vanmôre. Dis 'n uitsonderse gebed. Ek wil bid, Vader, in die naam van Jesus, elke persoon wat hulle hande opgesteek het, die Bybel sê, U is die kenner van die hart, U is die toetser van die niere, en U is die God wat die omstandighede verander. En ek bid vanmôre, Hemelse Here, soos Jesus Christus by die graf van Lazarus gebid het. Hy sê hierdie woorde, hy sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Hy noem hierdie woorde, hy sê, Here, nie ter wille van my nie, omdat ek hier so staan en preek nie, maar ter wille van die kinders. Doen dit ter wille van hulle, sodat hulle nie hulle hoop verloor in U nie, sodat hulle nie moed verloor in U nie. Ek vra vanmôre, kom seën hulle, kom verander hulle omstandighede. Ek vra vanmôre in die naam van Jesus, bless hulle. Bless iemand wat bid vir hom kind of haar kind, bless hulle, my Here. Vra dit in Jesus Christus mooie naam. Bid, Here my God, kom deur. In Jesus mooie naam. Amen en amen. Amen. Ons gaan voort vanmôre. Ons wil bid vir Odiestraat en sy omgewing. En strate om Odiestraat. Maar vanmôre, prys die naam van die Here, is ons hier so met 'n doel om die seën van God oor hierdie straat te bid. Om 'n verskil en 'n verandering in mense se lewe, se huishoudings te bring. Genoeg. Loop ons so gebukken deur die lewe, man. Maar Here Jesus ken ons vanmôre. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê wat 2 en 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde in. Nou vanmôre is ons meer as 2, ons is meer as 5. Maar ons gaan saam bid vanmôre, ons gaan hande hou. We will pray that God will bless the street. Amen. Bless each and every household. Meet each and every house at the point of the need. In Jesus' name. Amen. Kom ons kom by mekaar vanmôre.